Grondpad Geloof. Vriende, hartlik welkom. Ons reis saam met mekaar in die spore van die geloofshelde van die Ou Testament. Op soek na insig wat ons by hulle kan leer, wat ons geloofslewe kan verryk. Ons skriflesing vanoggend kom uit Eksodus uit en ons begin so vroeg soos Eksodus 1 saam met mekaar lees. Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het, elkeen met sy gesin: Reuben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, dan Naphtali, Gad en Aser. Jakob het 70 afstammelinge gehad. Josef was toe al in Egipte. Met die verloop van tyd het hy en al sy broers en daardie hele geslag gesterwe. Die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder. Hulle het so baie geword dat die land vol was van hulle. En toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê: "Besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig." Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse voetvroue Sifra en Pua gesê: "As julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dit is 'n seun, moet julle hom doodmaak, maar as dit 'n dogter is, mag hy of sy eerder bly lewe." Eksodus 2. Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder swaar werk. Hulle het geroep om hulp en het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en hy het dit ter harte geneem. Eksodus hoofstuk 3. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester in Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie wil uitbrand nie. En Moses sê vir homself: "Ek wil bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?" Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: "Moses, Moses!" En hy antwoord: "Hier is ek." Die Here sê toe vir hom: "Moenie nog nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond." Verder sê hy: "Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob." Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here: "Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en ek het die noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hewiete, die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry." Toe sê Moses vir God: "Maar wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry?" God het Moses geantwoord: "Ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid." Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete
En ek sê vir hulle, die God van my voorouers het my na hulle toe gestuur. En hulle vra vir my, maar wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, dat die Here, die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hiwiete, die Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise ver in die woestyn intrek om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eksodus hoofstuk 4. Intussen het die Here vir Aaron die opdrag gegee om Moses in die woestyn tegemoet te gaan. Hy het gegaan en hom by die berg van God aangetref en met 'n soen gegroet. Moses vertel toe vir Aaron van alles waarvoor die Here hom gestuur het en ook van al die tekens wat hy hom beveel het om te doen. Moses en Aaron het gegaan en al die leiers van die Israeliete bymekaar geroep. Aaron het vir hulle alles vertel wat die Here vir Moses gesê het en daarna het Moses die tekens voor die volk gedoen. Hulle het hom geglo toe hulle hoor dat die Here die nood van die Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het en hulle het in aanbidding gebuig. Ons lees net tot sover vanoggend. So wanneer ons vanoggend verder stap op die grondpad van geloof, dan sien ons ontmoet vir Moses op hierdie grondpad. So kom ons plaas dit net vandag weer in perspektief. So Abraham het gesemigreer. Hy het getrek nie omdat hy wou nie omdat dit vir hom geriefliker of gemakliker of beter sou wees ten opsigte van sy verwysingsraamwerk nie. Nee, Abraham het gesemigreer omdat God hom beveel het om te trek na die land wat hy hom sou aanbeveel. Dit het gebeur nie slegs in die kraak nie, maar God het 3 beloftes vir Abraham gemaak. Abraham, ek beloof aan jou 'n nageslag, aan jou en jou nageslag 'n land en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. So Josef se pa en sy broers en hulle almal het hulle self toe in Egipte hervestig as gevolg van die hongersnood wat uitgebreek het en die enigste koring wat daar was. En Josef, wat in 'n posisie was om vir hulle te voorsien, het hulle getrek en hulle het daar hervestig in Egipte. Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het. Ons het dit in ons teksgedeelte gelees. En dan hoor ons elkeen saam met sy gesin. Jakob het 70 afstammelinge gehad en Josef was toe al in Egipte gewees. So die Israeliete het vermeerder. Ons sien hier en nou die vervulling van die eerste belofte van Abraham, dat jy sal Abraham 'n groot nageslag hê. So hierdie belofte het Abraham nog nie in sy eie lewenstyd gesien uitspeel nie. Eers hier aan die begin van Egipte sien ons hoe die Israeliete vermeerder het. En hier in Egipte aan die begin van Eksodus verhaal hoe hulle dan hierdie belofte van God aan Abraham vervul het. So met die verloop van tyd het al sy broers daardie hele geslag gesterwe. So dit gebeur nou dat Josef, al sy broers, hierdie hele groot geslag het gesterwe. En
die Israeliete het toe na hulle vrugbaar geword, baie geword, dat die land vol was van hulle. En hierdie woorde bevestig dat Abraham het nou 'n groot nageslag. Die belofte is vervul. Maar die seisoen het verander en die guns wat Josef gehad het by die regering het verander. Want Josef en daardie hele generasie het uitgesterf. Na afloop van Josef het hulle aansienlik vermeerder, maar hulle het egter nie meer in 'n gunstige posisie verkeer nie, maar slawe geword. Hoe het dit gebeur? Vers 8 sê dat die nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, het oor Egipte begin heers. En hy het vir sy volk gesê: "Besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle." Daar was die slawedrywers wat oor hulle aangestel was om hulle met dwangarbeid te onderdruk. So 'n nuwe koning kom op die toneel. Hy weet nie van Josef nie. En gevolglik het die nageslag van Josef nie meer die guns wat Josef se familie gehad het toe hy nog geleef het en in beheer was in Egipte nie. So nou hoor ons van iemand nuuts wat op die toneel verskyn. Sy naam is Moses en sy verhaal vertel 'n verhaal van God se genade te midde van onreg. Wanneer kinders, seuns by geboorte doodgemaak moet word op grond van 'n bevel wat dit beveel. Kan jy dink aan 'n verhaal in die Nuwe Testament waar baba seentjies ook doodgemaak is? Ja, ons onthou so 'n verhaal in die Nuwe Testament wanneer Herodes beveel dat alle baba seentjies doodgemaak moet word rondom die tyd van die geboorte van Jesus. Maar Moses, hoor ons, het ook nie die beste getuigskrif nie. Wat ons nou weet uit die res van die verhaal van Moses, hoe God hom gebruik, sou ons dink dat dit is nou seker 'n volmaakte persoon. Hy het seker nie foute wat hy gemaak het nie. Maar dan hoor ons dat Moses het inderdaad ook nie die beste getuigskrif nie. Hy het ook nie 'n volmaakte lewe gelei nie, ten spyte van die genade met sy geboorte. Ons hoor, hy het 'n Egiptenaar sommer doodgeslaan. En dan het hy maar gehoop dat iemand het hom nie gesien nie. Kan jy dink in jou lewe aan iets wat jy gedoen het waarop jy nie trots is nie, wat jy graag sou wou verberg? Maar as gevolg hiervan moet Moses vlug, want jy sien, nou as iemand hom vind, weet hulle dat hy die een is wat daardie persoon doodgemaak het, sal hulle hom waarskynlik wil doodmaak. Nou hoor ons, Moses vlug na Midian toe en hier slaan die verhaal alweer in die berigting in. Toe skrik Moses en hy dink, die saak dat hy nou iemand vermoor het bekend geword. Toe dit by die farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom weggevlug en in Midian gaan woon. Nou, Moses help nou daar in Midian 'n priester se dogters om hulle vee te laat drink en dan nooi hulle hom vir ete. Toe die priester vir sy dogters vra, "Waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te eet." Moses het toe ingewillig om by Reuel te kom woon en hy is selfs later met sy dogter Sipora toe getroud. Maar die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle het geroep om hulp en hulle hulpgeroep het tot God toe opgegaan. Wat beteken dit vir jou dat God so in detail kennis neem van mense se nood, swaar kry en hulle omstandighede? Jy sien, God sien die nood en dan onthou hy sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. God het hulle gekerm, gehoor en hy het aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink.
Hy het die nood van die Israeliete gesien en hy het dit ter harte geneem. Moses pas nou sy skoonpa se vee op in die veld en hy sien 'n brandende doringbos. Nou sou mens vra, maar wat gebeur nou verder wanneer Moses 'n brandende doringbos sien? Hy hoor die bos brand en hy sien die bos brand nie uit nie. Hy gaan nader en hoor die woorde: trek jou skoene uit, die plek waarop jy staan is gewyde grond. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep God na hom uit die doringbos: Moses, Moses, en hy antwoord: hier is ek. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Plaas jouself vir 'n oomblik nou hier in Moses se skoene. Moses weet dat hy het iemand doodgemaak. Nou roep iemand hom spesifiek op sy naam. Dink nou net as jou ouers jou as 'n kind op jou naam geroep het, dan het jy gewoonlik geweet jy is in die moeilikheid. Nou roep God na Moses uit die doringbos op sy naam. Moses weet, o vrek, ek het iemand doodgemaak. So ek is verseker nou in groot moeilikheid. In Moses se skoene sal jy nie ook bang gewees het nie? Maar God bevestig dan aan Moses, nie nou in detail om te sê, Moses, hier is die opsomming van alles wat jy verkeerd gedoen het, in die middel daarvan het jy iemand doodgemaak nie. Nee, nadat God vir Moses roep, gee nie vir hom te kenne, ek weet van die foute wat jy gemaak het nie. Hy bevestig aan hom wie hy is, naamlik die God van Abraham, Isak en Jakob. Want hy sê vir hom, ek het die ellende van my volk in Egipte gesien, ek het die noodkrete oor die slawedrywers gehoor en ek het hulle lyding ter harte geneem. God bevestig dat hy het afgekom om dan aan hulle die land te gee wat hy aan Abraham beloof het. Met ander woorde, God onthou hierdie verbond en hy hou hierdie verbond in stand. Hy sien die nood en hy kom af om te sê, maar vir hierdie nageslag, die eerste belofte, gaan ek die tweede belofte waarmaak. Ek gaan aan hulle hierdie land gee wat ek reeds aan Abraham beloof het. Daarom het ek afgekom om uit hulle uit die mag van Egipte te bevry en hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. So die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het aanskou hoe hulle in Egipte verdruk word. Wat beteken dit vir jou dat God nie 'n veraf onbetrokke God is nie, maar 'n God is wat so in detail bewus is van mense se swaar kry, bewus is dalk van jou swaar kry. Moses het seker gedink, kyk, ek is daarom bevoorreg. God kom na my toe in die brandende doringbos en hy maak sy groot plan aan my bekend. Bedoel, wie is ek? Dit moes seker 'n groot oomblik vir Moses gewees het, dat God hom waardig ag om hierdie nuus aan hom te breek. Dat hy hoor, ek het afgekom om my volk te kom bevry. Maar dan die ontnigtering. Ek stuur jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, maar wees ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. Moses word nie vrygestel van die taak wat God hom gee nie, maar hy hoor die woorde, ek sal by jou wees. Kan jy dink aan enige ander plek in die Nuwe Testament waar Jesus die opdrag gegee het om te sê, doen iets en onthou, ek sal by jou wees? Ja, in Matteus 28 vers 20 hoor ons die woorde, en ek sal by julle wees, al die dae tot die volëinding van die wêreld, nadat Jesus die woorde gesê het, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Moses sê alweer vir die Here, nou maar wat? As. En dan hoor hy die woorde wat God vir hom sê, ek is. Kan jy in enige plek in die Nuwe Testament dink waar Jesus die woorde ek is gebruik het om homself mee te beskryf? Ek weet, ons sit hier met groot semantiese verskille tussen Hebreëus in die Ou Testament, Grieks in die Nuwe Testament. Maar net
ter herinnering aan die woorde ek is in die Nuwe Testament. Waar hoor ons dit? Ja, Jesus sê in die Johannes Evangelie 7 keer die woorde ek is, wanneer hy 'n beeld gebruik om sy goddelike identiteit mee te bevestig. Moses moet die boodskap nou bring dat hierdie God hulle lyding raak sien, hulle onreg ken. Stel jouself voor jy is moeg, oorweldig, uitgeput. Na 'n leeftyd waar jy as 'n slaaf in Egipte gewerk het. En hier bereik die boodskap jou. God neem kennis van my swaar kry. Dit gaan nie by hom verby nie. Stel jouself voor, wow, God neem kennis van my swaar. Maar dan hoor ons ook dat God ken die toekoms alreeds. Tog is hy aktief in die ontvouing van daardie toekoms betrokke. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek aan hom sal doen. Jy sien, Moses reageer weer deur te sê, maar wat as? As hulle nie luister nie, ek kan nie goed praat nie, wat dan? Maak ek en jy nie ook dikwels so, dat ons verskoning maak as God ons wil gebruik nie? As gemeentepredikant kan ek daarvan getuig dat ek op 'n gereelde basis die woorde hoor, verskoon my asseblief. Hoe vinnig is ons nie om onsself te verskoon wanneer God ons nie juis wil gebruik nie? Maar God stuur vir Aaron om vir Moses by te staan met die onderhandelinge in Egipte. Intussen het die Here vir Aaron die opdrag gegee om Moses in die woestyn tegemoet te gaan. Hy het gegaan en hom by die berg van God aangetref en met 'n soen gegroet. Moses vertel toe vir Aaron alles waarvoor die Here hom gestuur het. So wat ons hier sien is dat Moses kon nie vir Aaron die boodskap gestuur het vooruit om te sê ons gaan 'n videovergadering hou en dit is die opdrag wat die Here aan my gegee het en hier is die notiele van die sakelys van wat besluit is oor hoe jy in hierdie plan gaan inpas nie. Nee. God sê vir Moses, ek gaan vir Aaron stuur. Hy stuur vir Aaron die opdrag om vir Moses te gee en eers wanneer hulle mekaar ontmoet, dan kom hulle tot die gevolgtrekking, maar hoe dit nou verder gaan werk. Jy sien, die volk reageer nou instemmend en hulle buig voor God in reaksie op die aankondiging dat God hulle gaan bevry. Ons hoor die woorde, hulle het hom geglo, toe hoor hulle dat die Here die nood van die Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het en dan buig hulle in aanbidding. Vanoggend vra ek vir jou, wat kan ons saamneem uit die verhaal van Moses? God onthou sy beloftes. Hy hou sy verbond in stand. God sien mense se swaar kry. Dit gaan nie net by hom verby nie. God hoor mense se hulpgeroep en hulle reageer op mense se nood. God is nie 'n veraf onbetrokke God nie, maar 'n naby betrokke God. God stel nie vir Moses vry van die moeilike opdrag nie, maar hy beloof om by hom te wees. Jy sien, ek en jy ontdek dikwels dat geloof ook ons op grondpaaie neem, maar die ontdekking, die versekering dat God is saam met my op daardie grondpaaie. Sy genade is genoeg en daarom kan ek in geloof volhard. Amen.